Hierdie is die Wonder bo Wonder podcast en dis iets nuuts en ons begin hom. Ons het geen idee waartoe dit gaan nie. Ons vertrou die Here, maar ons is so opgewonde. So baie welkom by ons heel eerste episode. Ons gaan praat oor 'n klomp goed. Ek weet nie waartoe ons gesprekke gaan nie, maar ek hoop julle geniet die eerste episode saam met ons. En soos ek sê, ons vertrou die Here vorentoe. Ons weet nie wat kom nie, maar ons hoop dat julle gebless is deur dit. Ons hoop dat julle die Here beleef en geniet die eerste episode saam met ons. Lekker. Lekker. So ons het ons tee. Dis net om te verduidelik, Joe. Vanaand is 'n groot aand. Ja. Want ons drink tee. Ons het voor die tyd gepraat ons daaroor en soos ek het 'n caffeine cut of 4:00 in die middag. Ek drink nie. Sê jou woorde soos jy het gesê het. Ek's 'n addict. Hy's 'n addict. Ek's 'n recovering addict. Wel ek's 'n addict tot 4:00 en dan Na 4 is geilig. Dan is geilig. Nie om jou kind en jou vrou nie, ek bedoel, dit sal net verkeerd wees. Ja, maar ek sal my gesin te nakom vir koffie ou. Maar wat groot is, 'n grappie. Wat groot is dat ons drink rooibos. Ons drink rooibos. Ons drink nie pink drinks nie, maar ons drink rooibos. Lekker griep. Yes. Okay. Lekker griep. It's a manly thing to do. So hy doen my guns, hy drink rooibos tee. Heerlik. Jy moet hoes as jy het laas lekker gevat het. Jy moet hoes. Lekker. Okay. So net gou vinnig konteks. So ek het 'n guideline. Ek het my iPad hierso en ek het kind of 'n guide, maar ons het 0 reels nie. Okay. So kom ons val weg. Eerste ding. Hoekom is jy 'n pastoor ou? Jesus, ek vra daai vraag gereeld. Wat is die moeilikste gedeelte van jou werk? Ek weet self nie. Dit was nooit my breintjie nie. Ek weet, dit is nou tipies daai gedagtes van, hier's 'n pastoor. Sy pa was seker ook 'n dominee. En toe kry hy 'n girlfriend en toe gaan hy die kerk in. Jy weet, dis daai tipe ding. Glad nie. Ek wou nie as pastoor geword het nie. Dit was nie my plan nie, was nie my droom nie. Wou dit nie gaan swat nie. Dit was nie in die pipeline nie. In fact, ek nie eens in die kerk groot geword nie. Ek was meer in die bar as in die kerk en dis 'n feit. Ja, ek onthou ook, ons was klein, ja. Jy sal obviously kan relate. Daai wat jy onder die bar counter aan die slaap raak, want jou maale dans nog. Yes. Yes, so. It's fantastic. Nee. Ek het nou een keer by die bar. Dit aan, ja. Ek het nou een keer by die bar, my pa wou nie meer vir ons geld gegee het nie. Ek het baie bar stories, jy moet sê hoe lank jy wil praat hier. Ja, wel. Ek onthou nou vat ek die bottels agter, sorteer dit vir die eienaar. Ja. Black Label gaan in die krat en hulle moet dit terugstuur vir ekstra geld en sorteer dit vir hom, gooi die bier uit wat in die bottels nog is en doen dit alles sodat ek nou geld kan kry aan die einde van die aand. So ek het gewerk vir R50. Want my pa het gesê, ons kan nie lui wees by die bar nie. Alhoewel hulle almal sit en syp net. En is almal okay. Okay. Wat het gebeur? Ek sien. Awkward. Okay. Almal is okay. En ek onthou op 'n stadium, toe pak ek al die bottels klaar en toe wou die bar eienaar nie meer die R50 gee nie. Toe begin ek op 10 jaar oud 'n bar fight. Want ek was soos by elke ou in die bar, luister hierdie oom, hierdie eienaar wil my geld vir my gee nie. Ek's hartseer. Hulle sê, "Florie, gee geld vir hom man." En dit massive bar fight dat ons uitgaan bloed. As gevolg van ek met my R50 wou gehad het. Dis unbelievable. Maar hoorie, soos jy praat van hierdie bar storie, is daar 'n bar storie wat jy al vir my vertel het, wat ek baie graag hê moet weer vertel. Okay. Yes. Ja, ek weet so. Okay, so asseblief julle, niks van wat ons sê is 'n voorbeeld nie. Soos alles hierdie is entertainment purposes. Teen my besluit. Okay, alles hierdie is entertainment purposes. So weer bar, nie dieselfde bar nie daai. Ja, okay, hierdie was 3 blokke weg. Great. Dis wat gebeur daai tyd, hulle het bar hopping gedoen en dan is hulle nie happy as met die eienaar nie, soos na so 'n fight en dan spring ons aan die volgende, maar hierdie ene, ek en my broer was besig om net te jol, doen ons ding altyd in Turfontein se bars. En by the way, Turfontein se bars next level. Nie in 'n goeie sin nie. Dodgy sin. Dis daai grove mense. So, ek het hard groot geword. Is jy 'n grove mens? Moenie sê ja nie. My pa doen dit ook. My pa doen ook dit, ja.
Ek doen ook 'n bierbottel. Moenie dit sê nie, okay. Julle ouers luister dalk hierna. Maar kort en lank, ek en my broer, ons vra vir my pa, luister, kan ons geld kry en ons wil koerank hê, ons is verveeld, so al wat ons doen is ons drink net Coke en ons drink net soveel goed as ons kan. En my pa sê nee, julle mors my geld, julle gaan nie nou geld kry nie. Obviously gaan dit ons 'n keer nie. Ons gaan agter toe, daar staan weer bierbottels. En die laaste bietjie lê nog so 'n bietjie in die bierbottel. So ek en my boetie gooi die bier so halfte in die bottels in en piepie die res vol. En agter die bar was daar so 'n hek waar die ouens verbygeloop het, cheap lywers en ons verkoop dit toe aan hulle, want dit is teen 'n goedkoop prys. Obviously, soos ons vir die ou sy bier gee, ons vat die geld, hy loop, as hy daai 10 tree geloop en sy bier geproe, dan is hy nou baie upset met ons. En ons het redelik baie bier verkoop, so ons het baie geld gekry, en weer eens, papa, ons is 'n ou wat hier buite wag vir ons, hy wil ons slaan, weer bar fight, strate is skoon gevee, en ons het geld gemaak. Disclaimer, al hierdie is entertainment purposes. Okay, die Here het ons diep kom uithaal. Ja, ek net op dit. Ek dink almal het 'n BC gedeelte. Jy weet, en ons kan lank praat oor dit. Maar hierdie is deel van vorming vir, ek dink selfs roeping tot wat ek vandag te beleef. Jy praat van pastoor. Daai het net so baie 'n rol in my lewe gespeel om 'n pastoor eendag te word, want ek dra so hard vir mense wat ver van die Here af is. Want ek het groot geword tussen hulle. Ek het nie groot geword in 'n huis waar daar eers 'n Bybel was nie. Of kerk toe gegaan het of geluister het na wat ook al daar was om te luister rondom Christendom nie. Ek het zero geweet. Ek was kerk toe 2 keer toe ek jonger was en voor ek Here geken het. En dit was omdat ek 'n girlfriend gehad het in die kerk. En die ander een was 'n pel se pa was oorlede, toe gaan ek saam. En dit was dit. So ek het nie vir jou geweet van daai scenes af nie, maar toe ek eventually die Here ken, toe gebruik hy hierdie sê nou maar bar stories en die bar prentjies en daai lewens wat ons gehoor het. So hoekom is ek 'n pastoor? Dis nie die kwalifikasie en die papierwerk nie. Ek het net 'n hart. Ja, daai is wetlik. Soos daai is daai is exactly. Dit gaan jou nie ver bring nie, maar wel dit sal iewers bring, maar nie die beste optimaal bereikbaar vir die Here nie. Die ouens gebruik die ouens met die meeste hart, maar die ouens met die meeste hart is ouens natuurlik wat al hande gevat het en iewers gegaan het in lewe en hulle hart het gebreek vir daai mense. En as jou hart breek vir 'n sekere persoon of 'n situasie. En jy voel vir die Here voel vir hulle. Daar gebruik jy. Dis letterlik, dis die ou Hillsong liedjie. Wat sê Hosanna wat jy bid. Break my heart for what breaks yours. En so dis is die gevaarlikste ding is om jouself op 'n plek te bring waar jy bereid is om hartseer te wees oor die goed wat die Here hartseer maak. Verstaan? En dis seer. Giles is 'n geheil op hy liedjie. Die heeltyd. Yes, ek het gechunk. Ek luister hom nie. Dit is lelik al. Dis lelik al. En dan moet jy bestuur. Ja. Ek kon daar daar. Ja. En so dis 'n scary gebed, maar okay, obviously so nou praat ons BC. Die Here bring jou op 'n plek waar jy liefde ontwikkel vir mense wat hom nie ken nie. Okay? Jy word 'n pastoor, doen jeugbediening vir 'n paar jaar. En kom op 'n plek en so dis kind of ons eerste as ons nou streng op ons kan ek double dip iewers daar. Jy kan. Net toe jy opbou tot pastoor dink ek. Toe ek was 16 jaar oud toe ek die Here ontmoet het of hy my kom ontmoet het in my sitkamer, weer nie in kerk nie. En dit was 'n reël gebed want ek het Louis Giglio se Indescribable gekyk, weet nie wie van julle daar gecheck het nie. En daai was 'n groot skuifpunt, maar al wat gebeur het is ek het uit die sitkamer uitgeloop na my kamer toe en gesê het, Here, as daai oom op die TV die waarheid praat, stel ek belang. Dis hoe reël my gebed was. En die Here het daai gebed baie ernstiger geneem as wat ek ooit het. En hy het my hart kom begin verander en ek het begin aan goed dinge en ek het vol begin raak. Ek die Heilige Gees ben en nuuskierig oor die Here begin raak. En eventueel het dit gelei dat ek net 'n amazing verhouding met die Here begin ontdek het. En wat ek wou noem is dat my pastoor daar het toe nie begin toe ek na skool was, het dit begin op skool. Daai hart wat ons nou oor gepraat het, ek het 'n hart gehad vir my pelle. Jy weet, ek onthou my matriekjaar, is dit 'n massive jaar vir ons gewees op die sportveld. So ek was hokkiebokkie en ek was 'n mooi hokkiebokkie, kan ek vir jou sê. Ek glo jou. In 'n geval, ek onthou daai jaar toe ons hokkie gespeel het en die seisoen begin
Ja. En ek het hierdie begeerte weer eens uit my O, jy en met die Here. Bjorn was mos saam op 'n sang. Yes, dis wat shout vir out Bjorn as jy Ja, gaan luister. ek en Bjorn se paai daar gekruis. Ja. Bjorn in fact is so deel van hierdie storie. Ja. En wat gebeur het is, ek sê toe net in my binnekamer saam met die Here, Here, ek wil hierdie jaar alles wat ek doen vir U doen. Dit klink soos 'n tipiese Christelike radical statement, maar dis 'n hart, jy weet nie eintlik koek en klou wat jy sê wanneer jy dit sê nie. Here, ek wil alles vir U doen. Hoe lyk dit as jy rooibos tee drink vir die Here? Hoe doen jy alles vir hom? Ek weet nie. En daai jaar het ek net gedink veral op die sportveld. En ek onthou een oefening nadat ons alles gedoen het, sê ek vir die coach, ek wil asseblief net praat met die span. Dis pre-season nog. Sê ek staan en ek is senuweeagtig, nee. Soos ek is so op my senuwees. Asof ek 'n girl gaan uitvra vir die eerste keer in my lewe. Ek staan daar en ek sweet. Ek voel nie lekker nie. Ek voel okay, gat ons, want ek het gesê in my binneste nou saam met die Here, okay Here, ek gaan vir die span sê hierdie jaar kom ons speel almal vir die Here. Kom ons commit soos in 'n unity. Hierdie ding gaan ons try doen en doen tot eer van hom. Ek het nie geweet wat dit beteken nie, maar dit was die roep. En gesê het ouens, en as julle nie saam in is nie, dan kan ek nie saam speel hierdie jaar. En ek was dood ernstig daaroor. En ek love sport, so dit was vir my, dit was rof. Maar Johan, daai jaar was die eerste keer toe ek kerk beleef het. En noem dit nou pastoorwese beleef het. Ja. Want ons span het so amazing tye saam met die Here gehad. Buite in die seisoen gewen, moet ek net daarin gooi. Come on. Maar ouens na die, ek onthou Bjorn, spesifiek, na oefening. Maar daai middelseisoen. Hierdie ding wat ons doen, praat oor die Here en ons vat dit ernstiger. Ek stel belang om regtig waar my verhouding met die Here regter, hoe doen ek dit? Jy weet, sulke gesprekke, huisbesoeke, jy weet, ouens wat vra oor die Bybel, ek sit met meer vrae as enigiemand anders, dis nie asof ek voorloop en kom ek wys hulle hoe nie, ek kom nie uit kerk uit nie, ek het nou eens begin Bybel lees, en net, grove diamant. Yes, en dit het vir my, dis my eerste kerk, en dit sal altyd my reference bly van hoe 'n gesonde kerk lyk, was op daai sportveld gewees. Ja. So daar was pastoor wees gebore. Want ek het gesien wat gebeur as iemand geestelik ander mense lei. Ja. En jy kom letterlik net op daai plek waar jy sê, hoorie so Here, ek's bereid om myself op 'n plek te sit waar U net kan kom doen wat U wil doen. That's it. So dankie dat U my gebruik, maar kom doen dit. En dan in daai vorming is daar die heeltyd hierdie klein, dit voel vir my die Here se hande is die heeltyd, en ek as ek aan my eie storie moet dink, ek was 6, daar het 'n ou kom kuier, hulle was huisvriende van ons gewees, hy het ingekom, ons het so in die ingangsportaal gestaan van ons huis, en hy het 'n inappropriate joke gemaak, ek kan nie eens onthou waaroor dit gegaan het nie, maar ek onthou hoe ek dadelik in daai oomblik voel ek soos, hier is nie lekker nie, ek wil nie so praat of so dink of enigiets nie. En daai nou as 'n volwassene kan ek sê dit was die Here en dit was oortuiging en dit was die stem van die Heilige Gees wat kom sê het, nee, ek het iets anders vir jou. Ja. En ek stap weg en ek gaan sit in die sitkamer, ek's verskriklik dramaties en ek sit die lig af en ek gaan sit plat op my, jy weet, gekruiste bene op die mat. En ek onthou vividly, ek sê Here, ek weet nie hoe werk die wêreld nie. Maar ek wil dit nooit sonder U doen nie. Verstaan, en daai selfde real gebed. En obviously as 'n tiener was ek horrible. Soos horrible. Obviously daar gebeur goed in jou lewe. Bad uitgedraai nie, by the way. Ja, kom nog Weet jy wat Jani sê nie, maar yes, bro, ek wen, kan ek dit vir jou sê. Sy het gesettle, ek het gereach, sy het gesettle. Jy het reg getrou. En so ongeag hoe sleg ek was as 'n tiener, was daar nooit, ek onthou daar was hierdie fase in my verhouding met die Here waar almal was die heeltyd so heavily op 'n jy moet 'n bekeringsdatum hê en dit moet voor in jou Bybel geskryf word en jy het ook gekry. Nee. Het ek dit by mense gekry? Doen jy mense wat jy heeltyd vra? Ja, mense is die heeltyd, wat jou datum? Dit moet so special wees. Ek kan nie eens onthou wat ek gedoop is nie. Anyway. En vir lank was ek soos, yes, ken ek Here regtig? En daar was stadiums in die Here daar was stadiums in my lewe waar die Here my net kom herinner aan daai tyd. Jy weet, en dit was die eerste keer in my lewe wat ek met die Here gaan praat het, omdat ek wou. Ja. Dit was nie 'n sonnaarskool of 'n juffrou of my ma wat gesê het, kom ons moet nou vir liewe Jesus dankie sê vir die daggie. Dit was 'n dag. Glad nie, daar was 'n real oomblik. That's a moment. Ja. Buite in die rooibos tee. Ja. Ek weet nie aan. Ons het in nood gesink dadelik. En ek kan nie op nood sing nie. Een Heilige Gees, julle. Daar's net een Heilige Gees. Anyway, waar ek daai real oomblik gehad het,
yes, en dis myne. Ja. Dis my dit klink nie reg nie, maar dis die beste wat ek dit kan verduidelik. Dis my selfsugtige oomblik waar ek vir die eerste keer die Here beleef het. Ja. Verstaan, en regdeur, en dis die punt wat ek wil maak, is regdeur ek wat slegte besluite maak as 'n tiener en 'n young adult, horrible besluite gemaak, verstaan, en ek het in die kerk groot geword. Ek is gedoop in die NG Kerk, my ouers het geskei, ons is uit die NG Kerk, EG Kerk, ek weet nie wat die verskil is nie. Uit die EG Kerk uit, Die een het 'n E, yes, en die een het 'n ek het jou. En ons is na 'n Follies toe, verstaan, en dis by die Follies wat ek onthou, ek het begin gitaar speel, en ek was soos, ek gaan 'n girl kry, en toe begin my broer speel, en toe is hy net beter as ek, en toe sê ek net soos, ek wil nie dieselfde Jy ook so broer. dis, Yes, my broer is ook goed in hy alles. is net, hy doen alles beter, Ja. hy doen alles beter. Anyway, en ek sê soos, wel, ek gaan nou nie, jy weet, gitaar leer speel nie, want hy doen dit. Toe dog ek gaan 'n drummer word. En toe begin ek drummer speel in die kerk op 15, en is min of meer in daai tyd wat ek besluit om gedoop te word, en regdeur slegte besluite is daar nog steeds hierdie heeltyd, soos ek kan nou terugdink, en ek onthou, ek wat soos ver weg beweeg van die Here af, in vriendegroepe en kringe in, wat ek gesprekke het, wat ek nie moet hê nie, wat nie die Here eer nie, wat nie koninkryk bou nie, en hoe die Here elke liewe keer my net terugtrek en sê, hoor jy so onthou, soos daai was 'n reël oomblik. En nog nooit het ek twyfel gehad nie, want nog elke keer as ek daaraan dink, was daar hierdie realness rondom dit. Ek wil bietjie fast forward, so nou, kom ons segue in jeugbediening, jou jeugbediening tyd, ek wil bietjie fast forward, jy het 'n kerk geplant in 2020 as 'n 30-jarige? Ja. 30-jarige. Okay. So in baie ek weet nie hoe om dit te sê nie. In baie maniere is jy te jonk om 'n gemeenteleier te wees en ek's te oud om 'n jeugpastoor te wees. Verstaan? En so ons sit op hierdie awkward plek, en tog sit ons hierso. Ja. Jy plant 'n gemeente, COVID slaan, en so kom ons sê gooi net daarin. Hoe's daai eerste, jy's te jonk, maar daar's hierdie roep op grond van dit wat in jou lewe gebeur het. So 'n briljante vraag. Ek onthou, eerste ding wat ek kan dink is, ek onthou die jaar toe ek net uit die skool uit gegaan het. Toe raak ek betrokke vrywilliger met die kerk, en eventueel kry ek 'n preekbeurt. Nou gaan preek ek by die skool waar ek die vorige jaar in matriek was. So laas jaar was ek matrikulant, hierdie jaar is ek dominee. Kan ek net die snaakse storie, ek wil jou net in die rede val daarso. Ja. So ek het nou nog gesê ek was horrible op skool, en so ek het gedryp op skool, nee. Yes, ek het niks gedoen nie. En so obviously ek het 'n tweelingbroer. Ja. En my tweelingbroer het voor my skool klaar gemaak. En ek onthou, ons het elke Woensdag het ons dit kontakbroeders genoem, nê? En eendag randomly besluit my broer, hy wil gaan preek by die kontakbroedere. Dis sy eerste jaar na skool. So presies dieselfde. Maar nou kom kontakbroedere hy, en ek sit in die klas, hier staan my broer hier voor. Dit was horrible. Ja, dis rof. Dit was horrible. Dis rof. En is intimiderend. Want laas jaar moes ek sê meneer, hierdie jaar moet ek sê Jakobus, want hy wil nie meer meneer genoem word nie. Hy voel nou oud. So dis alles ongemaklik. En ek staan daar, en nou is ek so op my senuwees. Ek weet nie om te preek nie, ek weet nie eens hoe om te preek nie. Ek sit gevra om hier te doen, ek het ja gesê, ek moes nie ja gesê nie, maar hier is ek nou. En ek onthou deur my senuwees een ding wat so reël was wat die Heilige Gees het vir my kom fluister daar aan te sê, Morney, die waarheid is, mense gaan na jou kyk dadelik en dink, "Jesus, wie is hierdie ou? Hy's way te jonk, hy kan nie praat nie." Die bar is so laag wat mense oor jou het. So as jy net average is, soos exceed your expectations, en dit gaan amazing wees. Dis lig, weet jy hoe vry dit my gemaak? Net om, moenie geïntimideerd wees, omdat jy jonk is nie. Ja, ek het dit te laat, ek moet sê, ek het dit, en jy weet dit, ek het daai net te laat in my lewe besef. Ja, so dis 'n rowwe ding, en die Bybel, jy weet, die Bybel kan nie vervang word met die Here se beloftes nie. As jy weet, jy's hier van die Here, en jou journey saam met die Here,
het gelei tot hiernatoe. En moenie die pad afgaan wat jy op gesit is nie. Timoteus, die boeke wat Paulus vir Timoteus geskryf het, my so bemoedig in daai tyd, want ek is tot vandag toe nog 'n Timoteus, nog soos jy sê, te jonk. Maar die realiteit is, maak nie saak of jy pastoor is of waar jy gaan in jou reis in lewe nie. As jy koninkrykswerk doen, of jy 65 is met hoeveel jare se ervaring en of jy 'n tiener is wat nie eens eintlik weet hoe om nog vorentoe tree te gee in die groot wêreld daar buite nie. Jy gaan altyd voel ek is nie goed genoeg nie. Ja. Altyd. Jy's te oud nou. Jy's te jonk nou. Jy's nooit in die sweet spot nie, want eerlikwaar ek dink God sal jou ooit plaas in jou sweet spot nie, want dan lê jy in jou eie krag en jou eie insigte in en nie na hom toe nie. So ek was eintlik baie bederf, moet ek sê, in my bediening. In daai sin dat ek way te vroeg my seisoene beleef het, want dit het my baie nederig gehou. Ek het nie my eie stem vertrou nie, want ek het geweet, ek kan nie net praat nie. Ek het nie die wysheid nog nie. Ek het nog hierdie hart. En ek het geweet die Here roep my na toe. So ek het daai gemanage deur skrifte en ek het geweet die Here wil hierdie van my hê. En die oploop tot 2020 toe. Jy weet, 'n mens skryf persoonlike toetse saam met die Here. En jy stap jou eie pad saam met hom. Gehoorsaam my toetse. So jy weet die Here vra iets vir jou. 'n Daad van liefde, 'n daad van opoffering, 'n daad van iets klein goed deur al jou jare. En daai klein goed gee jou die confidence in die Here. En as jy daai toetse pas, dan die Here set up jou vir die volgende tree. As jy getrou is met min, sal hy meer vir jou gee. En dis my reis nog altyd saam met die Here. Ek dink nie dis 'n een ding, jy begin ons kerk want die Here het nou gesê die blou tyd die hemel uit. Dis 'n 19 jaar plus journey gewees. Waar die Here begin al werk met my in gehoorsaamheid stappe. So toe ek kom om kerk te begin, eerlikwaar ek dink ek was te dom om te weet wat kom. En my oë toe gemaak en gespring, maar weer eens dis die journey, as ek geweet het die Here is agter iets, let's go. Dit was nie ons plan om Nelspruit toe te kom hier, so al die boksies, ek weet nie wie die storie wil hoor, maar het gemaak dat ons het ja kan sê vir hierdie, en as jy ja sê, iewers maak jy oë toe en jy gaan. So toe ons kerk begin, het ek nie gekyk, is ek gekwalifiseerd genoeg, het ons lidmate, ons het niks gehad nie. So daar was nie een boksie wat getik gewas, behalwe ons is vasoortuig die Here wil hierdie ding doen. En hy vra of ons wil kom. En ek wou nie eens vir die uitnodiging. Ja, gehoorsaamheid is alles. So dis al wat die wegspringblokke was. So dan wil ek in 'n plek inkom waar ons praat oor die Here het jou ontmoet, jy het ja gesê toe hy jou geroep het, en nou is jy hierso, en so jy sê ja vir hierdie ding. En so ek het 'n vraag, maar ek wil nie die vraag self vra nie, ek wil 'n ander vraag vra, en dan hopelik antwoord ons die vraag, so kom ons reverse om. So kom ons vra, waar het die kerk, obviously bedoel ek nie invloed nie, ek praat van die kerk as 'n algeheel, jy weet, waar die kerk jou die meeste teleurgestel? Ek dink wanneer ek 'n hero gemaak het van mense, was ek teleurgestel. My eie verwagting het my regtig meer teleurgestel as enigiets anders. Dieselfde bladsy. Ek het al baie mense op 'n pedestal gesit. Ek kan jou besig hou met stories hier, van, noem dit nou kerkseer. Ek onthou een vergadering, jong pastoor, daar sit ek tussen die personeellede, en die pastoor vra toe die gemeentelei, luister, wie kerkseer stories hier? En almal steek hulle hande op, behalwe al die jong mense. Ons was 'n span van 6. En ek onthou, iemand draai, een van die personeel, ek onthou wie dit was, en hy sê, ag, gee dit tog tyd, julle sal ook stories sê. En ek dink myself, nee man, hoe wil jy seker goed sê, kerk moet nie plek wees vir dit nie, en tyd het gekom. Maar niks berei jou voor daarvoor. Ek onthou my eerste gesprek met 'n mentor, Tertius, ek weet nie, Tertius nie, yes, hy het, as dit nie vir hom was nie, ek dink ek sou seker dood gewees het. Maar, hy sê, hoorie, kom ons begin 'n ding, klim 'n bediening in, julle is talented, jy weet vir my broer nou, jy weet, kom ons maak iets. En in daai gesprek, nog voor ons begin werk by die kerk, het hy 'n honest gesprek met ons waar hy sê, luister, ek is 'n mens. Almal wat hier by die kerk werk is mense. Ons gaan jou teleurstel.
En selfs daai gesprek het my nie voorberei daarvoor nie. Okay. Verstaan jy? Ek het regtig, ja. jy het hierdie ding, ek werk by die kerk, alles heilig en ons almal is so lief vir mekaar Ja. en ons nail dit. En weet jy wat se mooi ding, Joe? Kerk was nog nooit bedoel om seervry te wees nie. Dis ons prentjies. Blesseer vry. Hierdie teleurstelling, hierdie die pastoor het nou nie gedoen wat ek graag wou gehad het nie, of ek was in hierdie klein groepe, en iemand het nou gaan praat met my. Ek kan vir jou sê, deur alles seer, die Here is die God van goeie en oor die slegte. Hy gebruik selfs die stikkend en die seer om iets mooi in jou lewe te doen. En hy laat toe dat sekere goeders in jou lewe gebeur. Dis hoekom ek sê, as ek nou terugkyk en dink aan kerkseer, ek kan nou lang lys stories noem, maar ek kan net op elkeen van daai stories 'n lang lys noem van hoe die Here dit gebruik het om my voor te berei vir 'n seisoen wat kom. So presies dit, daar Hebreërs is dit 11 vers 12. Is mos die hele geloofgedeelte, maar dan daai vers 12 sê hy, die Engels sê dit nou vir my baie mooi, hy sê, man disciplines in the way that he sees fit. Nee, en so daar in menslike terme is ek al deur mentors en leiers gedissiplineer op 'n manier wat dalk nie reg was nie, want hulle het gedink dis hoe dit gedoen moet word. En dan die vers net na dit dat sê, but the Lord turns it for good, of disciplines for good. En so nou, in daai tyd het ek dit ook nie beleef nie, verstaan? So, maar nou, jy weet, jy dink terug en jy dink, iets het gebeur, ek het droog gemaak, hulle het my uitgetrap omdat ek droog gemaak het, hulle het dit nie reg gedoen nie, maar wat doen die Here met dit? Ja. En so daai vers het al geminister vir my. Ek sit nou en raak 'n bietjie traanerig, ek dink nou 'n bietjie aan die stories soos jy nou vra, maar ek het reël seer in kerk al gesien. En as ek praat van goed wat nie eens behoort naby God se mense nie. In die kerk gesien waar vriende van my in die bediening deur egskeidings is, deur bedrog is, verkrachting is betrokke. Ek praat van massive goed, wat mense in tronke moet sit, never mind, hierdie is in kerk. Yes, en my hart was so boos al oor daai goed. Ek het al op 'n stadium amper uit die bediening uitgeklim weens hierdie goed, en gesê het, ek is klaar met dit, Here, sorry, dit is wat kerk is, ek is uit. Maar weer eens, die Here leer ons iets in elke stukkie seer, want hy het gesterf daarvoor. Daar's genade vir dit. En my level van genade was nog nie op sy level van genade, en ek moes nog groei, en ek doen nou nog, vir sondes, vir mense wat nie kwalifiseer nie, vir die chaos in die wêreld. Die Here het 'n manier om te werk met daai mense. Wie is ons om rond te loop en te sê, hey, ons moet die help in hand wees wat uitreik, of as dit goed gebeur in die kerk, moet ons dit kan aanspreek op 'n liefdevolle en waarheid. En is weird hoe die kerk 'n plek geword het, waar ons het 'n standaard create in die binnekant, van hoe kerk moet lyk, en dan enige iemand wat inkom, sê ons, okay, jy kan by ons wees, maar dan moet jy so en so en so en so. Verstaan? En daar's ware daarin, obviously, die Here roep ons om heilig te wees, en hy roep ons om nader aan hom te beweeg, en sonde neer te lê, en so dis 'n feit, dis 'n realiteit. Maar, weens leiers wat, ek dink, struggle met vulnerability oor hulle eie struggles, het ek al beleef hoe leiers, omdat hulle bang is, mense dink hulle is nie goeie leiers of heilig of iets nie, het hulle hierdie holier than thou tipe, jy moet so lyk, en as jy by ons wil wees, dan moet jy so, en jy moet dit, en jy moet dat. En ek dink dat dis mooi vir ons almal hierdie, in die sin van, wat is die kerk? Jy weet, wat definieer die kerk, en waar is jou oë op die kerk? Hierdie is so belangrik. En ek wens ek het hierdie gehoor as 'n tiener, toe ek 'n tiener was. As jy journey met die Here, maak Jesus se woorde en sy prentjie oor wat ook al lewe is en kerk jou eerste prentjie. Gaan lees net sy stories, die 4 boeke van die Bybel. Voor jy Genesis gaan kap, by the way, ek het Genesis die meeste boeke in die Bybel al omgelees, want as 'n tiener, ek gaan 'n Bybel begin lees, begin by Genesis, en dan 2 weke, nou ek moeg vir Genesis, kom jy bel hierdie name nie. As jy die geslagsregisters trek, gaan slat hy vir my. Ek kom daar, ek het Genesis, die eerste bladsy is gehighlight, my maat, ek het dit gestamp. Skiep eers verby dit. Gaan na die stories van Jesus, die 4 evangelies, Markus, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en lees wat het hulle gesê oor Jesus, maar meer is dit, lees hoe het Jesus dit gedoen.
Jesus was die een wat geweet het hoe die heelal werk, hy is die een met die meeste wysheid, hy is die een wat weet hoe verhoudings werk, hy is die een wat weet hoe roeping werk, hy is die een wat weet hoe seer moet werk, hy is die een wat weet hoe werk genade en waarheid, hy is die een wat weet hoe om mense op te rig, hy is die een wat weet om pelle te maak, hy weet al hoe om die ouens daar heel bo in grootste gesag te kan bestuur. Jesus weet wat dit is om alles te kan doen en hy wys ons die voorbeeld in hy stories. Verstaan eers hoe Jesus lewe benader. En ek beloof jou, jy sal die res van die Bybel baie beter verstaan. En kerk is nie 'n ander topic buiten dit nie. Ja. Weet wat het Jesus gesê oor kerk, hoe het hy die kerk omstig, wat het hy gedoen met sy manne? Ja. En dis die prentjie van kerk. Ja. Ek sien 'n ruk terug, Sorry, wat ek wou sê is, ja. Jesus was seer gemaak deur sy kerk. Ja. Die meeste. En Jesus wys ons die by voorbeeld. ver die meeste. Absolutely. Yes, by ver. En die Jesus meeste. wys ons dat selfs met kerk seer, hoef dit jou nie weg te skud van God se roeping oor jou lewe Ja. nie. En dis waar ek die plot gemis het met my seer stories in kerk. Ek het dit gemaak oor my. Ek sit met hierdie seer, onreg het my getref of 'n pel van my getref en hierdie woord in die kerk en ek beklei met dit. Jesus se reaksie was nooit dit nie. Weereens die 4 boeke, gaan lees wat het Jesus gedoen met kerk seer. En ek sê nou kerk seer, man, wat ook al seer. Ouer seer. Jy weet, jy en jou girl of jou ou seer, jy weet, goed wat daar skeefloop. Gaan leer wat het Jesus gedoen met pyn van die siel. En ek sê vir jou, dis genesing. Dis genesing met jou pad langs kom as jy klik hoe Jesus die krag gebruik het wat van God af gekom het. En raai wat? Hy het net vir ons kom wys hoe gesê, hey, ek sit myself op 'n pedestal, hy het gesê want ek wys julle want ek gaan hierdie selfde krag aan julle gee. Dan kan julle hierdie goed ook doen. So ek is so uitverkoop aan hoe Jesus dit gedoen het. Ja, dis unbelievable. En so dit so dit segue eintlik perfek in op dit wat die gemeente se visie is. Verstaan? En obviously dit wat die gemeente se visie is, spoel oor in dit wat ons hier doen. Verstaan? En dis beleef, behoort en beïnvloed. Verstaan? En so ons wil die heeltyd en ons kan 'n bietjie chat daaroor, spasies create waar ons God kan beleef. Ja. Voel ons behoort, amper verloor ek hom daarso. Die Here kan beleef, voel ons behoort aan 'n geestelike familie en dan die derde een is ons wil ons wêreld beïnvloed. Ja. Verstaan, daai vriende waaroor ek nou gechat het. Is daar's mense wat die Here nodig het. En so daai 3, Ja. kos touch net bietjie base op daai 3. Oh man, ek kan baie sê oor hierdie 3. Ja. Beleef is die wegspringblokke vir verhouding met die Here. Nie Bybel lees nie kerk nie, ek ken hierdie Christelike liedjie nie. As God daai oomblik jy van gepraat het, jy weet, toe jy daai gebed gebid het, toe word God vir jou reël, jy het hom beleef. Ek het my spasies gehad waar ek die Here beleef het. En so baie van ons wat dalk Christelik groot word, is geleer, ons ken nie Christelike taal, maar die vraag is nie, weet jy wat om te sê oor Jesus, en die vraag is, het jy hom beleef? Wanneer het God vir jou meer reël geraak as die persoon wat langs jou sit? Want dis daai oomblik daar waar verhouding met God begin. En beleef is so amazing, want God wil hê sy mense moet hom beleef. God net hoor van hom nie net preek oor hom nie net Bybel swat oor hom nie. Ja. Al die goed het sy plek. Maar beleef is die wegspringblok vir verhouding met God. En Beleef, so ek het 'n mentor, skies, ek moet net vinnig dit sê, ek love hoe hy dit altyd gesê het. Hy sê, beleef, wel, nie noodwendig die woord beleef nie, maar hy sê, ewige lewe is iets wat ons as mense altyd aan dink as die oomblik wat ek doodgaan. ja, Altyd. En hy sê, dit is nie dit nie. Ewige lewe, soos ons is in die ewige lewe. ja. My liggaam gaan doodgaan, hopelik. Ek wil nie vir ewig lewe nie. Yes, jong. Ek kan nie. Niemand met my doeke ruil. Dit is 'n lelike ding, jong. Yes, niemand met my doeke ruil nie. So my liggaam gaan doodgaan, maar die ewige lewe is die beginpunt van verhouding met God. Ja. En so daar's iets van ewigheid wat ons beleef Yes. wanneer ons God beleef. Ja, die hemel oorvleuel ons lewens. Ja. Maar wat ek wou sê is, weet, dis waar ek passie geraak het vir kerk. Want na my beleef persoonlike oomblikke saam met die Here, toe begin ek kerk toe gaan. En tussen die ander Christene het ek God op 'n hoe ander manier beleef. Wat as dit nie vir dit was nie, sou ek nie gewees het waar ek nou vandag hier sit nie. Ja. En nie dat ek al is waar ek wil wees nie, maar ek is verseker nie waar ek was nie. En dis as gevolg van God se kerk. En dit het my so gemerk in 'n klomp maniere, maar ek onthou toe ons ook bedien het en ek bedien het en dis waar ek my lewe begin commit het en sê okay, Here, bediening toe. Want ek het agtergekom as mense praat oor die Here gee sy gawes vir sekere mense en ek het net agtergekom as ek praat oor die Here, dan het die Here 'n manier om op te daag in daai gesprek. En hierdie gawe wat hy my gegee het te gebruik om mense nader aan hom te kry en hulle beleef hom. Ja. Nie net hoor van hom, beleef hom.
ek onthou die spasies wat ons geskep het, daar een jaar, dis nou weer 'n bar tipe storie, maar daar een Vrydag aand op ons jeugdienste. Het ons het 'n lekker plek gehad. So dit was so bolbreikers wat so 'n poolplek was, so heavy dodgy en KFC oor kan die straat en ons was op die eerste verdieping. En daar was baie tieners op 'n Vrydag aand daar gewees. Goeie traffic jams veroorsaak. En het ons 'n kuierspasie gehad, tieners het lekker uitgehang en dan begin die diens, maar die ouers wat gaan kuier het by bolbreikers of ander plekke, gaan laai hulle kinders af by Trefpunt wat die jeug se naam was. En daar gaan kuier hulle, want dit is vir die babysitting, dan chill die tieners hier uit, hulle like it en dan pas ons kinders tot 1 uur die oggend op. Maar een van die paas loop in en die diens het nou net begin, so die praise and worship is aan. En die pa stap in, maar as ek sê, harde brandewyn oom. Sy asem ryk al van 2 uur die middag af soos brandewyn. Hy stap in Vrydag aand nou daarin, gaan sy kind aflaai en hy stap ongeskik half daarin. Jy weet, waar gaan ek nou met my kind heen? Wat is hierdie plek? En jy sommer hoor hy sommer konflik met die hele situasie. Hy wil nie eintlik wees nie. En sy kind graad 8 en ek sê nee, is reg oom, welkom, skud sy hand. Stap agter toe, ek sê oom, is welkom om sy seun hier in te vat in die auditorium, ons maak die deur vir hom oop, hulle is besig praise and worship. Ek sê oom, is welkom om 'n bietjie te staan en te kyk en tot oom rustig is, ek pak koppies daar agter weg, dis wat ek besig was om te doen. En ewe skielik was 'n paar minute kom my oom uitgestap, maar sy postuur verander. En ek kyk so en ek dink hier is moeilikheid. En toe die ou by my kom staan, toe vra hy my, seun, wat doen julle hier? Wat gaan hier aan? En soos hy sê, begin die trane so in sy oë sit. Haar brandewyn oom. En ek sê, wat bedoel oom? Hy sê, ek het nog hier in my lewe ervaar. Hierdie is amazing. En hy maak self sy beursie uit, al die geld, hy wou spandeer op die aand op kuierplek, haal uit en hy sê, wat ook al julle doen, hier is bietjie iets wat kan help hiermee. Yes. En ek onthou daai oomblik het my so gemerk, want God het opgedaag en iemand het hom beleef. En God het reël vir daai ou geraak en niemand het vir hom iets gepreek en sy keel afgedruk en gesê, hier is die boksie waarin jy moet pas nie. En dis die spasies wat kerke tot vandag toe moet skep vir die ouens wat nie hom ken nie. En dit is amazing wanneer God se mense bymekaar kom en ons kom om te aanbid en ons kom in sy woord te wees. Maar ons doen dit op so 'n manier dat 'n ou wat stoei in sy geloof of vra het oor die Here meer as antwoorde, nie weet hoe om te volg en teenoor is kwaad vir die Here want hy dink die Here is die rede vir al sy pyn of wat ook al dit mag wees. Hy het nie groot geword in die kerk nie. Wat ook al die journey mag wees, dat daai ouens kan kom en God kan beleef. En dit lei my na die tweede woord toe. Dis behoort. Nou behoort is 'n massive een van Jesus se bediening. Nog voor die disippels geglo het dat hy die seun van God is, kon hulle sy vriend wees. Sy volgeling. Kom saam met my. Hulle kon behoort nog voor hulle geglo het. Jy weet, en iewers het die kerk dit verkeerd gekry. Ja, definitief. Jy weet, jy sien as mense Christene word, dan isoleer hulle half so weg van die mense af wat nie glo nie. Jesus se bediening was die teenoorgestelde. Jesus se bediening het gemaak dat selfs die vuilste, sondigste mense wou wees om hom en wou stiek om hom. Hy was tog die lig vir die donker wêreld. Hy is die sout van die aarde. Wie wil nie dit hê nie? En iewers het daai prentjie geskei deur die jare. En ek dink die Here het net weer die hart veral oor ons kerk net weer gesê, hey guys, doen dit op so 'n manier dat selfs mense kan inkom wat stoei in hulle geloof, wat val oor hulle voete en weet nie lekker hoe om uit te maak oor die Here nie en laat hulle behoort tussen julle. Laat hulle julle liefde voel. En ja, behoort is 'n massive, dis die grond. Behoort is daai ding, in ons meeting gister, toe praat ons oor die narrow road, en dit is 'n narrow road. Jou kruis is swaar, jou las, jy moet hom dra, die Here het vir jou iets wat nie maklik is nie. Lewe is taaf, dis 'n belofte wat Jesus gemaak het. Maar die welcoming vir die narrow road is wyd. En dis oop. En dis wat Jesus gedoen het. As hy dit so oop gemaak het, gesê, hierso is 'n pad, hier is 'n moeilike pad om te stap, maar hy's oop. En almal kan aan hom inkom. En ons lewe op die pad. Presies dit. En wat ek net wil sê oor dit, jy weet, waar ons hierdie reg kry, is nie noodwendig kerk op 'n Sondag hê. Weet, hierdie is in ons gesprekke en ons pelle deur die week. Leer, en skool is so great, ek weet dit voel dalk so op die oomblik, maar skool is so great opportunity, julle, om te gaan explore en foute te maak in jou reis met die Here. As daar ooit 'n manier, 'n plek is waar jy dalk verkeerd kry om mense te laat, ek wil sê, jy probeer 'n Christelike gesprek oopmaak, en jy weet nie lekker hoe nie, jy weet, skool is ideaal om hy foute te maak, want eendag as jy by jou werk is, jy gaan daai ou elke liewe dag sien, by die skool nou,
jy dalk 5 jaar as jy dit verkeerd kry in graad 8. Dan die kans as jy weer daai persoon vir ewig gaan sien is min. Baie skyn net in na skool. Skool is so 'n sendingsveld om lekker te oefen. En ek wil julle guys challenge. Leer hoe om mense wat ver van die Here af is te laat behoort. En dit klink nou alles Christelik, kom ek maak dit prakties. Ons het so ou gehad op skool, Niels. Niels was 'n eyster. Lief vir die Here, rowwe diamant. Hy was nie 'n perfekte engeltjie nie, rugby speler. Maar Niels het 'n hart gehad om mense wat ver van die Here af is te laat behoort om hom. Hy het dit net genail. Ek onthou een spesifieke dag, was al so een laaitie. Hy was iewers op die spektrum. Ek weet nie wat sy kant nie, maar hy was iewers op die spektrum. En mense het hom altyd geterg en hom gespot en sy been getrek en hy het nie eens baie keer agter eers gekom nie. Hy joke net saam. En Niels besluit toe dis nou genoeg. Niels stap toe na hom toe, omhels hom en sit sy hande so om en hy sê as enigiemand weer iets vir Jurgens wil sê, dan moet hulle deur my kom. Hy is my beste pel van vandag af. So, Ja. Doch Niels sterk nog sy siel. Niels het sy beste pel geraak van daai dag af. Ek joke nie. Crazy. Dit was amazing. En hoe daai ding losgemaak het in die skool, in sy kringe, want almal het begin doen met ander mense. Wat hulle eers geoordeel het, nou het hulle lief, nou trek hulle in. Die rugby jocks sit nou saam met die ouens wat hulle nooit andersins sou sit nie, oor een ou wat gesê het, kom ons laat die mense behoort. En ewe skielik behoort 'n klomp mense aan mekaar wat op die oog af sou hulle mekaar nie gekies het as vriende nie. Ja, dis special. Ja, so dis behoort. En ons kan lank aanhou daarmee, maar dit is wat God wil hê in sy kerk. Almal kan kom sit. En dan uit dit is dit wanneer ons behoort, is daai beïnvloed so natuurlik. Ja, laaste ding op behoort. En dit is vir dalk iemand wat luister, wat jy's daai ouens wat stoei in sy geloof. Ou wat regtig ver van jou af is en jy battle met die Christendom prentjie. Ek weet nie of jy ooit getref het nie, maar mense in Jesus se tyd het met Jesus gepraat, al het hulle nie eens hom geglo nie. Al het hulle meer gestoei met hom, het hulle gesprekke gehad met hom. Jesus nooi jou tot vandag toe, al stoei jy met die konsep van wie hy is, dat jy kan kom praat met hom. Gebed is nie net vir die superchristene nie. Enige iemand, die deur is oop. Enige iemand kan praat met die Here. En ek wil jou vra, as jy ooit stoei in jou geloof, ek gaan sit net iewers onder 'n boom of somewhere en skree as jy moet. Praat soos jou eerlike hart sê jy moet praat. Al is dit nie eens mooi nie, al is dit met soveel disrespek. Praat net eerlik met die Here. Vra jou vrae, sê. Ek beloof jou, dis juis in daai spasies waar God ook net bietjie meer reël vir jou gaan raak. Hy nooi selfs die ongelowiges vir gesprekke. Ek dink is net so mooi. Ja, en so almal behoort. Almal behoort. En as jy nie behoort nie, is dit omdat jy alleen glo. Verstaan, dit is 'n massive waarheid. En dis nou wat ek sê, en dit beteken dan wanneer ons weet hoe om te behoort, beteken dit dat beïnvloed gebeur. Die wêreld verander, die wêreld rondom ons verander rarig. En so daai visie as Invloed Kerk se visie spoel dan by ons in as merk, ons as tieners. En so net vinnig oor merk, as ons vinnig moet praat oor die naam van merk, jy het nou so 'n bietjie gepraat oor, jy weet, tye wat die Here jou gemerk het, tye goed wat die Here gedoen het, wat 'n imprint op jou gelos het, en dis wat ons hier doen, en so wanneer ons praat oor merk, praat ons nou oor die twee gedeeltes, en ek het dit obviously al baie met julle gedeel, is ons praat oor in die Ou Testament, wat die Israeliete hulle deurskoesyne gemerk het met die bloed, sodat die doodsengel verby hulle kan gaan. Dit was die 10de plaag van die 10 plaag. En so die deurkoesyne wat gemerk was, beteken die doodsengel het nie daarin gegaan nie, en wie ook al binne was gespaar van die seer of die dood wat gekom het oor daai familie. En dan trek ons dit Nuwe Testament toe, dan sê Paulus in Efesiërs 1 vers 13, dan sê hy, deur wat Christus gedoen het, het julle ook die waarheid gehoor, die goeie nuus waardeur julle verlos word. So as gevolg van Jesus, wat hy gedoen het, en die goeie nuus wat alles van Jesus is goeie nuus. Op grond van wat Christus gedoen het, is julle, toe julle tot geloof gekom het, as God se eiendom gemerk deur die Heilige Gees wat God beloof het. En so vir ons wat in hierdie Nuwe Testament is, as ek glo
in die Here en ek is gemerk, kom ons sê met die bloed en my deurkusyn is gemerk, beteken dat dit 'n doodsengel kom nie by my verby nie en wanneer ek praat van daai dood, dan praat ons van die ewige dood wat dan die hel is. En so ons is gemerk. En so dis hierdie twee deel. Dis weer 'n bietjie Bybel geek goed, maar Ja. ek dink die Griekse woord vir sonde is hamartia of hamartia, ook al slim jy met praat. Ja. Maar dit beteken letterlik om die merk te mis. Ja. Babam. So wat hulle gedoen het om die merk te mis. So wat cool is, 'n gepaste manier wat hulle die woord gebruik het, was as hulle bo geskiet het en hulle targets geskiet. En as jy 'n target misgeskiet het, dan het hulle gesê jy het gesondig. Ja. Ja, en dit was nie soos hierdie slegte ding nie. Ja, Dit jy het gemis. dit was jy het gemis. Ja. En ja, dis cool. So moenie uitmis op merk nie. Ja, moenie uit. Heeltemal 'n dieper betekenis. Heeltemal. Sê daar is nie een ander jeug in die wêreld Nee. wat so diep is soos hierdie. En dan die laaste vraag. Ons het 'n klomp goed nou gesê. Die heel laaste vraag, wat ek nie vir jou vra nie, maar wat ek eintlik net ingooi en is eintlik jy weet vir ons as merk, hoekom doen ons 'n podcast en hoekom social media? En ek dink ek het lank gestoei op hierdie vraag. Ek hou nie eers van ek lieg. Ek het 'n probleem. So ek het nie my social media apps nie. So dit kom en gaan. So ek het my apps en dan doen ek great en dan sluk dit my in. Ek praat nou met Luana oor en dan sal ek scroll en dan sal my vrou sê, "Hy is 'n bietjie neer jou foon." Ja, ek sal net. En dan scroll ek. En so ek het hierdie deep love-hate relationship met social media. Ek love dit om te weet wat in die wêreld aangaan. Ek love dit om te sien waarmee influencers besig is. Obviously die laaste 5 jaar het die Here begin beweeg in influencer culture wat vir my so cool was om dop te hou. Maar wat beteken dit het my ingesluk. Verstaan? En nou sal ek soos doomscroll. En so die laaste ding vir my wat 'n addict is om iets te begin wat enigiets te doen het met social media. Maar wat ek dan die heeltyd aan dink is as ons 'n spasie skep waar tieners God kan beleef, voel hulle behoort en leer om hulle wêreld te beïnvloed, beteken dit en dis een van jou jy weet seker nie een van jou favorite verse nie, maar dis 1 Korintiërs 9 vers 22. Is Paulus wat sê, vir die geringdes het ek geringde geword om vir hulle Christus te wen. Ek het met almal vereenselwig om sodoende tot sommige tot verlossing te bring. En so wat hy sê is ek word alles vir almal. Verstaan, en ek beloof vir julle, my hart is nie om 'n influencer te word nie. Nie eers naaste my nie, ek soek dit nie na by my nie. Maar ek besef ook soos ons kan iets gebruik wat in hierdie wêreld is om mense te help verder kyk as die lewe waarin ons leef. En so dis wat ons wil doen is Ek dink ek weet nie soveel is hierdie te verduidelik en te definieer nie, want almal ken die behoefte. Wie hier is gatvol vir die algemene prentjie van Christendom daar buite en soek meer iets reëel in jou verhouding met God? Almal. En ek kan jou garandeer, die mense wat God nie eers ken nie, sal ook sê ek sal belangstel. En ek dink dis wat hierdie spasies doen. Ja. Wat my opgewonde maak oor spasies en gesprekke wat meer reëel is en of kom ek sê meer oop is. Dis nie 'n preek nie. 'n Preek is amazing julle, maar 'n preek is julle hier's God se woord sonder emosies, sonder die eie ek. Ons wil nie hoor oor die dominee se hond en sy kar en sy alles nie. Ons wil die waarheid uit die skrif uit hoor en dis prediking. En dis beautiful. Maar die eerste kerk was nie net gebou op een gawe nie. Toe die kerk gevorm het, toe die kerk by mekaar gekom het, en kerk is eintlik 'n woord vir vergadering, mense wat by dieselfde belangstelling het by mekaar kom, en toe dit gebeur het hierdie gebeur. Hulle het elke dag by mekaar gekom en stories gedeel, gepraat oor die Here. Hey Petrus, wat het gister daar gebeur toe jy na daai gebied toe was, en ons bid hieroor, of ek sien jy gaan dit doen, en hulle het net lewe saam gedoen, en gesprekke gehad, en saam stories geweef en gebrag oor die Here. En raai wat, die eerste kerk is gebou op daai stories.
wat as hierdie kan oorspoel in 'n kultuur in tussen jou en jou pel om 'n braaivleisvuur wanneer jy gaan jag of visvang of wat ook al. Sorry, ek weet nie of jy ook visvang, ek weet nie nals doen as jy ek weet nie in die salonne is. Ek het nie idee nie. Maar dink gou tussen jou en jou mense. Daai een pel wat jy weet dalk stoei in sy geloof en daar kan 'n gesprek plaasvind en dit gaan van die bar af na die Bybel toe. En ewe skielik kan die Here begin iets doen. En dieper dinge begin vestig, want dis hoe die kerk gebou is. God werk in daai gesprekke. So mag hierdie nie net hier bly nie. Ek is in elk geval nie op 'n plek waar asseblief moenie mense merk toe nooi wat klaar kerk toe gaan nie. Ek sê dit met al die liefde in my hart, al die liefde en nederigheid wat ek besit. Moenie mense nooi wat gevestig is in 'n community en die Here ken en die Here dien en saam hierdie beleef wat ons hieroor gesels nie. Verstaan ons wel regtig, soos daar's mense wat hom nie ken nie. In my hart breek vir hulle. En so dis wat ons wil doen. Ons wil hierdie spasie create. Ons wil alles word vir almal sodat hulle die Here kan beleef. So dankie vir jou. Ons waardeer jou so baie en jy is nou ons eerste gas. Jy gaan probably weer feature somewhere. Maar Ek kan rooibos tee vir julle maak. Ja, dankie. Ons moet ons oggend sessions doen en dan net koffie drink. Ja, want ek sit hier en ek mis 'n koffie. Ek sê ek wil koffie drink. Ja, is jou skuld. Ek is net 'n spanspeler. Ek is hier vir jou, Joe. Dankie vir jou insig. Dankie vir jou wysheid. Ek is excited. Kyk vir ons bid. Jy kan vir ons bid. Dankie. Hemelse Vader, ek dank U net, Here, dat U kerk bou. Here, en dit is nie 'n konsep wat mense aan gedink het nie. Dis iets wat U doen, Here. Jesus, ek dink aan daai gesprek wat U gehad het met Petrus, Johannes 16, waar U vir hom gesê het, Petrus, op jou gaan ek my kerk bou. En dit was half vir die oomblik waar jy gesê het, watch this space. Jy weet, ons grap altyd, Here, en sê, sit my bier neer en kyk vir my, jy weet. Dis half daai oomblik, Here, toe U net gesê het, Petrus, ek gaan iets doen en ek wil hê jy moet deel wees. En hierdie is my kerk, hierdie is my droom, hierdie is my venture met my mense. En Here, dankie dat kerk nie 'n mensgemaakte ding is nie. En tot vandag toe, Here, groei U kerk. En daarom bid ek ook so vir hierdie spasie van merk. En as ek sê merk, dink ek aan die gesigte wat ek hier vanaand sien, Here. U dink aan kerk as U mense wat bymekaar kom. En elke persoon hier is daar iemand wat hulle kan gaan beïnvloed, wat hulle kan laat voel hulle behoort en wat hulle kan help dat iemand anders God beleef. En ek dank U, Here, dat dis U visie, dis nie Invloed Kerk se visie nie, dis U bediening daar, Jesus. Ek bid so dat hierdie tieners die hart van kerk sal dra. Nie omdat 'n dominee hulle vra nie, maar Here, omdat dit U ding is. En omdat hulle ernstig is oor U, is dit ernstig vir hulle. Mag hulle ook stories sê, Here, waar hulle U beleef, waar God meer reël is vir hulle as die mense om hulle. Here, deel die hart met hulle, maak hulle oë oop en gee iets van U hart binne in hulle, Here, dat hulle sal omgee oor 'n ander persoon of 'n saak van U, meer as enige ander persoon. Mag dit hulle breek, Here. Mag dit hulle wakker hou en opgewonde maak en laat hulle lewens daarvoor gee, hulle roepings vind. Ek bid, Here, mag hierdie net nog 'n kerkspasie wees, waar mense mekaar kan hê en sê, hey, ons het darm haleluja gesing vanaand nie. Here, mag hier 'n spasie wees waar U letterlik, soos jou gepraat het, van 'n boog wat getrek word en ons is op 'n missie en ons wil in die kol skiet, Here. Ons wil effektief wees in U hand. Hemelse Vader, daar is niks mooier vir U as U kerk so geskied word nie. En daarom bid ek vir elke gawe, Heilige Gees, ek bid vir elke tiener, verkoop hulle verhouding met U. Maak hulle honger, Here, dat hierdie wêreld hulle nie kan volmaak, Here, dat hulle altyd sal hinker na U. So Here, dankie vir U liefde en ek bid ook so waar ons hierdie wonderbewonderspasie afskop, dat hierdie spasie sal gebruik om net soveel mooi dinge van U hart los te maak binne in U kerk, binne in U mense. So Here, dankie daarvoor. Ons sien uit na alles wat gaan gebeur, want Here, ons weet groot dinge het nog altyd klein begin. En ek kan nie wag vir die groot effek wat U beplan nie meer en daarom bid ons dit in Jesus se naam. Amen. It is amazing.